Geliefde broer en suster van ons Here Jesus Christus, die Here sê vanoggend vir ons, my liewe kinders, julle liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar met dade bewys word en dan in alle opregtheid. Genade en vrede vir julle van Jesus Christus, hy wat kom, weer is en sal wees, ons Here Jesus. Amen. Ons gaan net so sit, dan sluit ons oë vir 'n gebed asseblief. Dierbare Vader, wanneer u gemeente ook vandag hier voor u in stilte kom, met Kersfees nog vars in ons geheue, die vreugdeliedere daarvan saam, die lekker samesyn met geliefdes en familie en vriende, besef ons Here dat hierdie feestydperk ook soos in die wêreldse tye maar verbygaan, en die erns en die gejaag van die lewe gaan voort. Ons begin weer planne maak vir ons nuwe jaar. En tog, Here, vra u dat ons vir 'n oomblik sal stil raak en op hierdie Sondag sal besin oor wat is die ware boodskap van Kersfees? Waarom het u soveel gedoen aan die mens dat u bereid was om self te kom in u seun Jesus Christus? En ons as gemeente, saam met soveel ander gemeentes vandag, is diep dankbaar, Here, dat u daardie stap geneem het. Want waar sou die mensdom tog wees sonder die feesvieringe van Kersfees van u kind, Jesus Christus, wat ons wêreld betree het, om ons weer in die regte verhouding met u te bring. Maar ons wil ook bid vir die mense wat vandag nie hier is nie, broers en susters wat vanweë siekte of ongesteldheid of ander probleme dalk nie hier kan wees nie en graag wil wees. Ons harte gaan ook uit na hulle. Maar die geliefdes van ons wat met verlof is, ons vra dat u hand oor hulle sal wees daar hier op die paaie, wat deesdae meer 'n slagveld is as enigiets anders. Ons wat hier is, ons is diep dankbaar. Ons is dankbaar dat ons hier kan wees. Ons is nie die beter is nie, Here. Ons is die gelukkig is om vandag hier te kan wees. So wil u asseblief met ons praat, vir ons 'n boodskap gee, sodat ons in hierdie dae wat voorlê tot die nuwe jaar, dat ons tog ook, Here, weer ons lewens sal in oënskou neem en sal regtig gaan besin volgens die ware boodskap van Kersfees verstaan, van u liefde wat mens geword het. En ons vra dit in hierdie seun van u, ons Here Jesus Christus. Hoor hierdie gebed en verhoor dit ook asseblief. Amen. My skrifgedeelte wat ek vandag vir u wil voorhou, is normaal maar die gebruik hier na Kersfees, praat mens maar oor die gedagte wat gaan oor, waaroor gaan Kersfees eintlik? En ek het gedink om 3 kort verhaaltjies vir julle saam te lees, daarvan Matteus 2, 13 tot 23. Ek gaan vir julle dit op die skerm ook dit gooi, so u kan dit saam lees. Ons lees Matteus 2, vers 13 tot 23. En na die vertrek van die sterrekundiges verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef en sê, staan op en vlug met die kindjie en sy ma na Egipte toe. Bly daar tot ek vir jou sê om terug te kom, want Herodes gaan die kindjie probeer doodmaak. Josef het toe opgestaan en nog daar dieselfde nag met die kindjie en sy ma na Egipte toe vertrek. En hulle het daar gebly tot Herodes se dood. So is vervul wat die Here deur die profeet gesê het, uit Egipte het ek my seun geroep. Toe Herodes agterkom dat die sterrekundiges hom uitoorlê het, was hy siedend van woede. Hy het die soldate gestuur om in en rondom Bethlehem al die seentjies van 2 jaar en jonger om die lewe te bring. Hy het die 2 jaar bereken volgens die tyd wat hy by die sterrekundiges vasgestel het. Daarmee is Jeremia se uitspraak vervul. 'n Smartkreet word gehoor in Rama, 'n gesmik en 'n bitter geklag. Rachel huil oor haar kinders. Sy wil maar net nie vertroos word nie, want hulle is dood. Na Herodes se dood verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef en sê vir hom, staan op en neem die kindjie en sy ma terug na die land Israel, want die mense wat die kindjie om die lewe wou bring, is dood. Josef het daar
dadelik met die kindjie en sy ma vertrek en hy het in die land Israel aangekom. Toe hy egter hoor dat Archelaus koning geword het in sy pa Herodes se plek, het hy bang geword om na Judea te reis. Bethlehem was in Judea, dis die onderste deel van Israel. Omdat God hom in 'n droom so beveel het, het hy toe na die omgewing van Galilea, dis nou weer in die noorde van Israel, vertrek. En so het hy hom gaan vestig in 'n dorpie met die naam Nasaret. Daarmee is die uitspraak van die profete vervul, dat die Messias 'n Nasarener genoem sal word. Nou, ek gaan net hier so stop, net vir julle uitwys. Die verskil tussen Nasarener en Nasareer, mens moet die twee nou nie met mekaar verwar nie. 'n Nasareer is iemand wat soos Johannes die Doper nie hare geskeer het nie, en wat ook so Simson veronderstel was om te wees, wat 'n spesifieke taak gehad. So, maar nou nie dink as hulle sê Nasareer, bedoel hulle so selfs soos 'n Nasareer dat Jesus lang hare moes gehad het en dat hy velklere gedra het of van nooit enigiets anders gedoen het nie. Nasareer is bloot afgelei van die dorpie waar hy gebore word. Net vir u daai, mense sê altyd vir my, maar hy dan 'n Nasareer gewees. Toe sê ek nee, as verskil tussen 'n Nasareer en 'n Nasarener. Nou geliefdes, dit is die woord van God wat tot elkeen van ons kom. Ons Here Jesus sê, soos ek julle liefhet, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle my disippels is. Die tema wat ek vir ons voorhou vandag, uit ons geleesde gedeelte met die bedoeling om te dink waaroor gaan Kersfees is bevryding uit sondemag. Bevryding uit sondemag. Broers en susters, jong mense, dit is gebruiklik, soos ek gesê het, om die Sondag na Kersfees so 'n bietjie te besin oor wat is die boodskap van Kersfees? Ons almal was die afgelope ruk voor Kersfees in die winkelsentrums en ons almal het rondgeloop. En 'n mens sien deesdae hoe Kersfees op 'n wêreldse manier gevier word met liggies oralste. En daar's in elke winkelsentrum is daar natuurlik ook 'n Kersvader. Dis asof die wêreld so soeterige sousie oor Kersfees wil gooi. En mense praat baie keer oor Kersfees, oor die kindjie in die krib of die baba in die krib. Maar as mens nou regtig soos hervormers saam met Martin Luther in die reformatie verstaan waaroor hervorming gaan en waaroor eintlik die Kersfees veral gaan. Kersfees gaan nie oor die krib nie, Kersfees gaan oor die kruis. As julle al die uitsprake, soos ek by my gemeente ook die afgelope ruk gewys het, al die uitsprake wat Jesus gemaak het en die profete, as julle elke keer sien, daar word gepraat van hy het gekom en met die bedoeling om te sterf. Jesus het self gesê, ek het gekom nie om iemand te dien nie, bedoel ek het gekom as 'n baba, maar om as 'n verlosser aan die kruis te sterf. So die kruis is altyd die uitsig van Kersfees, en dit moet ons onthou. Kersfees is die begin van God se verhaal hoe hy ons wil verlos. Hierdie verhaal wat ek nou vir julle 3 kort verhaaltjies, is elkeen baie uniek, is 'n pragtige, jy kan op elkeen afsonderlik preek, en as julle gesien het, elkeen van hulle eindig ook met 'n aanhaling uit die Ou Testament, wat een van die profete gesê het. Maar mense moet verstaan hoekom Matteus dit gedoen het. Matteus sien Jesus, hy skryf vir 'n Joodse gemeente, sy Matteaanse gemeente was klomp Jode gewees. En hulle die Ou Testamentiese agtergrond van Israel, dit ken hulle baie goed. So Matteus probeer vir hulle wys dat Jesus is die tweede Moses. Nou as julle gaan sien, al die goeders wat Matteus in sy evangelie skryf, kan jy duidelik sien hoe hy Moses se verhaal eintlik koppel aan Jesus. En al die uitsprake of wat op Moses van toepassing was en al die goeders, het hy met Jesus in sy evangelie van toepassing gemaak. En ek gaan dit vinnig vir julle verduidelik, julle kan verstaan hoekom Matteus so interessant geskryf het. Die belangrikste wat ons hier moet onthou is dat die 3 gedeeltes wat ek vir julle gelees het, eindig met 'n aanhaling uit die Ou Testament, en daarmee wil Matteus teruggryp en sê, die vervulling van wat in die Ou Testament beloof is, het in Jesus waargekom. Sommer reg in die begin wil hy vir die mense sê, julle moet weet van wie praat ek hierso. Julle moet nie hierso van die draad afraak of die pad byste raak nie. Julle moet kop hou, as waar wat hy vir die mense probeer sê. Die gedagte wat hy hier het, is dat die vertellings begin met die aankondiging van daar gaan probleme wees, wat Josef die pa nie ingesien het nie. Jesus is gebore, hulle is nog in Bethlehem op die stadium, en ons aanvaar vir so amper 2 jaar oud, so vir 2 jaar het hulle gebly in Bethlehem, en die Jesuskind was glad nie eers
ergens bekend nie. Niemand het eers geweet van hom nie, behalwe Josef en Maria. En toe gebeur daar iets natuurlik, soos ons lees in die evangelies. Die sterrekykers in die ooste sien 'n ster. En hulle bring die probleem van hierdie Jesuskind op die voorgrond. Nou, ek weet nie of die vorige predikant al vir julle vertel het, hoe ver is die ooste van waar die sterrekykers gekom het nie. As jy daai tyd met 'n kameel gereis het, en jy het met perde gery of donkies gery, sal jy tussen 18 maande en 2 jaar vat, om daar te gekom het in Jerusalem. So die dag toe hulle die ster sien, wat die aand van Jesus geboorte was, het die 3 wyse manne, of wat soos ons maar sê die wyse manne, ons aanvaar maar 3 omdat daar 3 geskenke is, maar kom ons praat net van wyse manne. Hulle het toe besef, hulle wil hierdie Jesus, die koning van die Jode, wil hulle gaan ontmoet. So toe begin hulle reis. En intussen verloop die tyd in Bethlehem. Josef gaan voort met sy werk, hy het daar 10 dae vir hom 'n nuwe timmermansbesigheid oopgemaak, want hy kom uit Bethlehem uit, sy voorouders was Dawid die koning gewees. So hy is daar en hy gaan aan met sy lewe. Klein Jesus is besig om groot te word, Maria is besig met huislike taakies soos daai tyd van die vrou verwag is. En dan kom die probleem uiteindelik aan in Jerusalem. Die wyse manne kom by Herodes en vra vir hom, waar is die koning van die Jode wat gebore word? En intussen weet die Joodse raad en die koning Herodes niks van hierdie koning waarvan hulle praat nie. En jy kan vir jouself indink as jy vind Herodes se agtergrond ken, hy was 'n baie wrede man gewees. Hy het sy eie kinders doodgemaak uit vrees dat hulle die troon by hom sal oorvat. So wat sal 'n ander kindjie vir hom nou enigstens 'n probleem wees om dood te maak? En dan ken julle die verhaal hoe hy vir die wyse manne gesê het, asseblief gaan vind waar die kindjie is, natuurlik met die bybedoeling om hierdie kindjie dood te maak. Dis alles bekende Bybelverhale. Ek sê altyd vir mense, julle moet baie mooi verstaan hoekom die sterrekykers deel van die Kersverhaal is. Alhoewel dit amper 2 jaar na die tyd eers gebeur het wat die geboorte is dit deel van die Kersverhaal omdat dit ietsie sê van wat daar gebeur het in daai tyd. So dis die eerste deeltjie. Dan die tweede deel, Josef het nie geweet van die gevaar nie. Engel kom waarsku hom. Die engel sê vir hom, jy moet vlug met die kindjie, want iemand beplan om hom dood te maak. Baie uitdruklik sê Matteus ook daar, vat die kindjie en sy moeder. Daar word nie vir hom sê, vat jou kind nie, daar word vir hom duidelik gesê, sommer onmiddellik sê Matteus hier reg in die begin, dat hierdie Josef is nie die pa. Hy begin klaar klem lê op hierdie maagdelike geboorte van Maria. En vlug hulle, gaan Egipte toe, die verhaal sê hulle gaan Egipte toe, en dis wat so baie mooi is van hierdie verhaal, is dat ons hier iets opmerk van waarom die wyse manne se geskenke so belangrik is. My seun vra my hierdie afgelope week, hulle predikant het blykbaar gepreek oor die 3 wyse manne by Kersdag. So hy sê nou maar, wat is die doel van die 3 groot geskenke gewees? Die doel daarvan was om die befondsing te maak Egipte toe. En vir Josef om daar te bly, het hulle geld nodig gehad. So daardie goud, wierook en mirre sou genoeg geld wees vir hulle tydperk. So het God ook voorsien. En dit is wat Matteus probeer sê, vooraf is daar reeds voorsiening gemaak. Herodes het planne, maar hy maak nie rekening met God nie. God is steeds in beheer. En God het hierdie dinge beplan nog lank voor die wyse manne gekom het, wat sy kind gaan nodig hê in Egipte. Want God het geweet wat gaan gebeur. So mens moet Matteus se hele storie verstaan, hoe wil hy probeer dat mense moet sien, God is agter die skerms besig. Hy bly werk. Al is die Kersverhaal nou verby. En dan die laaste verhaal, beteken dan nou kom hulle weer terug, en dan hoor ons, Archelaus was net so wreed soos sy pa was, hy het toe nou daar koning geword, maar nou besluit hulle om Nasaret toe te gaan. En nou ken julle ook mos maar Nasaret, en nou wil ek net so vinnig vir julle die agtergrond gee van die Nasaret, hoekom was dit nou nie so baie gewilde plek om in te bly nie. Met die ballingskap het die Jode mos weggevoer, en eers was dit die Babyloniërs en toe die Persiërs, wat hulle met die mense gemaak het, daai tyd om te verhinder dat een koninkryk daar kan opstand kom teenoor hulle, wat nou die wêreldleiers was daai tyd. So wat hulle gemaak het, hulle, as julle die Ou Testament gelees, veral konings en kronieke, sal julle sien, hulle die hooggeplaaste mense, die jong mense en die ambagsmanne, het hulle weggevoer in ballingskap. So wat het hulle plan was, om dan die ekonomie van die lande wat hulle oorwin het, te ruïneer. Want dan is daar nie meer mense wat nou eintlik die
kom ons sê, die slimmes was nie. Al wat jy mee oorsit is jou boere en jou arme mense. Die jong mense is almal weggevoer. Dink aan Daniel en sy vriende. Dink aan al daardie verhale wat ons in die Bybel het. So wat maak daardie wêreldheersers daai tyd? Hulle vat dan daai lande, en dan vat hulle van, kom ons sê, byvoorbeeld van Aram, en dan vat hulle van daai mense, en hulle plaas hulle in Israel, en vat van Israel se mense en plaas hulle in Aram. Want wat hulle wil hê is, daar moenie samewerking tussen die volke wees nie, want hulle het verskillende gode, verskillende kulture gehad, so het hulle verhinder dat daar nie opstand kom uit een spesifieke land nie. En in die noorde van Israel, wat bekend gestaan as die Samaria gedeelte, die gedeelte het toe baie van die ander volke gehad wat hulle ingebring het in Israel. So daar was toe 'n mengelmoes gewees. En dis hoekom in Nasaret, as mens nou die Josefus, die geskiedskrywer van die eerste eeu, as jy nou al sy goed gaan luister wat hy geskryf het, dan sien jy, hy sê, Nasaret was eintlik soos Hielbra. Daar al die volke deur mekaar gebly. Mense was daar deur mekaar. Dit was nie jou gegoede buurt gewees nie. Dis nou nie waar jy eintlik wou sê jy kom vandaan nie. Dink aan Nathanael wat Filippus vir hom sê, ons het die Messias ontmoet. So sê hy vir hom, en waar? Sê daar Nasaret, kan enigiets goed van Nasaret afkom. Basies my eie vertaling. So, die mense in die Bybel het 'n klaar sienswyse gehad van Nasaret. Dit was nie 'n plek waar die koning van God verwag sou word nie. Net so 'n bietjie agtergrond vir julle. Maar, kom ons begin met die storie. Snaak goed julle die storie ook nou net die agtergrond hoor. Hoekom is dit so dat God sy seun Egipte toevat? Nou maak Moses hierdie van die Ou Testament van uittog, maak Moses nou op Jesus 'n koneksie. Matteus wil nou hê, hierdie Moses moet jy nou sien as die Jesus van ons, wat ek nou verkondig. Wat hy probeer sê is, dink aan die uittog. Wat was die probleem geweest? Die volk was slaaf geweest deur die Egiptenare, en terwyl hulle daar gebly het hulle gemurmureer en gekla oor God moet bevryding kom, en uiteindelik het God hulle gehoor, en dan roep God vir, waar het hy vir Moses geroep? In Midian, toe hy mos gevlug het, dat daar by sy skoonpa Jethro gaan werk. En toe moes hy van Midian Egipte toe gaan. En daar moes hy toe die volk uit Egipte na die beloofde land toe lei. Nou probeer Matteus vir die mense vir wie hy preek sê, maak nou die koneksie. Want soos ek nou die storie vir julle gaan vertel, moet julle nou agterkom, hierdie Jesus is die volgende bevryder. Hy moet uit Egipte uitkom. En hy moet sy volk hier kom haal, en hy moet hulle verlos van 'n ander slawerny, aan sonde. Want dit was die probleem geweest, toe die volk uiteindelik in die beloofde land gekom het, dan Moses hulle tot daar gebring het, hy het nie self ingegaan nie, Joshua het hulle ingevat, maar toe hy daar kom, het hulle vir eerstelik baie goed gegaan, maar toe verslaaf hulle self weer aan afgode van daardie land, van die Kanaaniete en die Filistyne wat daar was, en op ou eind is hulle so in gemors met hulle geloof, in ballingskap weggevoer word, en as hulle terugkom, dat hulle weer vir God vra, asseblief, ons het uitkoms nodig, ons het nodig dat U ons red. Dan sê die profete hier in die Jesaja, Jeremia, en daai sê, maar daar gaan weer 'n verlosser kom. Op 'n dag gaan God weer vir julle lig bring. Teen was dit julle Kersboodskap, ek weet nie wat julle Kersboodskap was nie, maar dat daar gaan weer iemand kom wat julle van hierdie sal bevry. En dit is wat Matteus nou probeer sê. God het nou vir julle daardie redder gebring, daai verlosser gebring uit Egipte. En hy bring hom vir julle, sodat julle nou kan sien wat gebeur. En vir ons nou, in ons eie situasie, as die engel dan vir Josef in die droom sê, jy moet nou soontoe gaan, is maar 'n dreigende gevaar. En ek dink, dis die een ding wat Jesus self ook gesê het, toe hy gepreek het, toe hy sê, die baie bekende woorde, as hulle julle in een dorp vervolg, vlug na 'n ander een toe. En dit is presies wat gebeur daar, toe die vervolging gebeur, toe vlug hulle na 'n ander gebied toe eintlik. En dis waarom ook vir julle daardie prentjie gewys het, van Maria wat daar in die swingse pote sit, maar die kindjie wat veilig in haar arms is, veilig toegevou in die beskerming van sy moeder, terwyl die gevaar van die boosheid van Egipte, Egipte was daai tyd vir die Jode 'n groot probleem gewees.
die gevaar van Egipte, die boosheid oor hulle kyk. En ek gaan nou praat oor die Josef figuur wat daaronder lê. So wat is die hele gedagte van Moses hier is om probeer sê, die verlosser het gekom. Maar ek wil vir julle net vertel, by die storie begin, voordat ek die storie gaan ontplooi, vir julle te sê, waaroor gaan die storie eintlik? En so haal Matteus dan nou uit die Hosea boek uit aan, dan sê hy daar, uit Egipte het ek my seun geroep. Nou, natuurlik is in Hosea bedoel Israel, was God se oudste seun. Hy sê mos, dis my oudste kind wat ek geroep het. En waar kom dit vandaan? Ons weet, Jakob se naam was mos nou verander na Israel, toe hy met God gestoei het, die worsteling, daar by die Jabokrivier. Toe word sy naam verander na Israel. Israel beteken mos maar stoei met God. Die L is die God en die stoei, die Israel is maar jy stoei met God. So dit is die oudste seun van God. So eintlik in Hosea sê dit, ek het my oudste seun uit Israel geroep. Nou maak hy dit op Jesus van toepassing. God het sy seun uit Egipte geroep om julle te kom verlos. So ons moet hierdie koneksie hoor wat Matteus probeer doen hierso, sodat sy gemeente kan verstaan waarheen is hy op pad. Want nou ons nou staan in die begin, ons nou maar eers by die tweede hoofstuk van sy boek. So hy het nog 28 hoofstukke wat hy vir hulle wil vertel van hierdie Jesus. So hy's reg aan die begin, hy's as ware, soos enige goeie fliek of storie, is hy besig om vir hulle nou baie lus te maak om die res van die verhaal te lees, want wat gebeur nou verder? Wat is die res van die storie? So hy is eintlik net besig om vir hulle so wortel voor die neus te hou, om vir hulle te sê, julle moet nou baie mooi verstaan, hier kom nog groot dinge aan, maar ek wil jy net so 'n bietjie insig gee, waaroor gaan dit eintlik hierso. Weet jy geliefdes, die tweede vertelling is eintlik in 'n skrille kontras met die Kersverhaal. Dit vertel vir ons, hoe wreed was Herodes eintlik gewees. Probeer jouself indink, hoe boos moet jy wees, dat jy so bang is oor jou aardse ou troontjie wat jy aan vashou, dat as jy nou uitwerk, hoe lank die sterrekykers sê dat hulle gevat het om te kom, tot by hier Jerusalem, toe hulle nou gehoor, toe hulle eerste keer die ster gesien het, so nou werk hy en sy sommetjies uit, so kom ons sê 2 jaar, kom ons maak al die seentjies onder 2 jaar dood, dan het ek nie 'n probleem, want hy moet iewers in Bethlehem wees, want hulle sê, dis in Bethlehem waar hy gebore is, en hy moet nou daar wees. So iemand verskriklik boos wees. Maar kyk hoe speel Matteus hierdie moord van Bethlehem af in Moses se verhaal. Ons almal weet ook, wat het gebeur in Egipte? Toe die Egiptenaars sien die Jode raak so baie, die Hebreërs soos in die Bybel staan, word te veel, toe die farao ons besluit, hy gaan al die seentjies doodmaak, ook onder die ouderdom van 2 jaar. So die konnotasie wat Matteus hierso speel met Jesus, wat Moses is, volgens die Ou Testament, hy sê nie dit is nie, maar hy wil hê hulle moet sien, dis dieselfde Moses simbool, gebruik hy nou ook hierso. En hy sê, die hartseer van die hele storie is, dat God se seun, te midde van onvrede en haat en lyding, is God steeds in beheer. God sit steeds sy hand stewig op die geskiedenis. En hy beskerm sy seun. Soos hy Moses steeds beskerm, want God se plan was om sy volk uit Egipte te bring. God se plan is om sy volk, sy nuwe volk, wat in Jesus Christus nou verkies word, uit die sonnemag te bring. En Jesus, wat daartoe weggevlug het, is in die agtergrond van maas wat huil, wie se kinders doodgemaak word. Dan, daarom ook die aanhaling daarvan Rachel vreer oor haar kinders, wat eintlik maar, Rachel was mos Israel se vrou gewees, Jakob se vrou gewees, en dit gaan maar daaroor dat sy huil oor haar kinders. Israel huil oor hulle kinders. So ons sien, duidelik hoe Matteus nou hierdie twee groot figure, die Ou Testamentse groot Moses figuur en Jesus by mekaar probeer uitbring, die simboliek by mekaar uitbring. Matteus wil as ware vir ons vra, as jy so luister na die verhale, verstaan jy regtig waaroor Kersfees gaan? Hoor jy al klaar hierso, dat Herodes beplan om God se seun dood te maak? Dis reg, hy het gekom om doodgemaak te word, vir die mens. Maar op God se tyd. Nee, Herodes, jy bepaal nie die tyd nie, God bepaal die tyd. So, Matteus probeer klaar vir die mense daai tyd sê, hierdie kindjie, kyk die dood reeds in die oë, maar God sal beplan wanneer die tyd daarvoor sal wees. Dis nie Herodes se tyd nie. Nie nou as Herodes dit beplan nie. En daarmee wil Matteus eintlik vir sy lesers voor hy sê, verstaan julle regtig waaroor gaan hierdie verhaaltjie van die kind? Gaan nie oor die krippie nie, gaan nie oor die baba in Bethlehem nie. Gaan oor God wat 'n verlosser gestuur het, wat tog op die ou ene moet sterf. En soos hy sy verhaal ontplooi in die Matteus Evangelie, kom dit al meer duideliker uit na vore.
toe hy voor Pilatus mos verskyn, is die groot vraag wat Pilatus nog vra, is jy koning? Herodes was bang, hy gaan sy troon vat. Maar Jesus stel nie belang in aardse trone nie. Hy sou graag hier sy hart wou gehad het as 'n troon, net soos hy vandag ons harte wil hê as 'n troon. En die groot probleem wat Herodes gesien is, hy wil 'n aardse troon wegvat van hom. Jesus stel nie belang in aardse trone nie, geensins nie. Hy stel belang in mense se harte. Dis waar hy sy troon wil sit. En dis waarom Jesus toe Pilatus hom ook gevra het, so nou lig hy verskriklik baie daar, maar ek gaan nou van hier af lees op my skerm. Dit is soos u sê, ek is 'n koning. Hiervoor is ek gebore, en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom. Hoor hoe maak hy die kruis en die krib aan mekaar. Die kruis, hiervoor is ek gebore, hiervoor het ek na die wêreld toe gekom. My koningskap is nie van hierdie wêreld nie. As my heerskappy van hierdie wêreld was, sou my onderdane hard geveg het, sodat ek nie aan die Joodse oorlewering uitgelewer word nie. Maar nou is my heerskappy nie van hier nie. En dan gaan hy verder en hy sê, ek is gekom om te sterf. Jesus stel nie belang om enige aardse troon te beset nie. Sy disippels het dieselfde fout gemaak, gedink hy kom om die regering van die Romeine omver te werp. As daar een regering is wat Satan wel op ons het, is dat die mense hart waar sonde heers. En dis wat Jesus gekom het om omver te werp. Dis die boodskap eintlik van Kersfees. Kersfees wil ons sê, jy moet hoor waarom het God sy kind gestuur. Sy kind het gekom vir een spesifieke doel, om die mens weer in regte verhouding met God te bring. En dit gebeur net op een manier. Iemand moet die gebooie van altyd kan nakom, maar die mens nie kan nakom nie. 'n Mens het sonde in die wêreld gebring. 'n Mens moet die sonde uit die wêreld vat. En omdat die mens dit nie kan doen nie as gevolg van ons feilbaarheid, is daar een wat dit wel kan doen, en hy kan wel al God se gebooie nakom en dit gehoorsaam, en hy is die een wat dan vir God die regte verhouding met die mens kan kry. My broers en susters, jong mense, uit die geskiedenis van Israel sien ons duidelik hoe Matteus baie klem lê op die uittogverhaal. En nou is sy bedoeling dat ons moet verstaan, wat gaan nou gebeur in die toekoms? Jesus kom nou terug. Hy kom nou terug na sy geboorteland toe. Hy kom nou terug van waar sy ouers vandaan kom, Nasaret. En dis waar hy sal groot word, waar hy sy eerste 30 jaar ongeveer sal doen, en waar hy gewoonlik die werk sal doen wat sy pa gedoen het, gewone timmerman. En daar sal hy nou groot word en leer hoe om mense, verskoon my Afrikaans, reg te timmer, met sy woorde, met sy leefwyse. Wanneer Matteus na die Jesuskind verwys as Nasareer, of Nasarener, nou gebruik ek self die woord Nasareer, Nasarener, wil hy eintlik net vir ons sê, verstaan baie mooi, hy het nie gekom vir aansien nie. En dit was Jesus se eie woord ook. Ek het nie gekom om iemand te beïndruk of om sodat julle my moet dien. Ek het gekom om julle te dien. So wat Matteus probeer sê, as hierdie Nasareer daarbo is, kom hy uit 'n gebied waar mense afgeskryf is. Niemand wou daar bly nie. Maar daarmee wil hy sê, God vereenselwig homself met die laagstes van die mense. God tref nie onderskeid nie. Wat vir God belangrik is, as jy die hele Matteus gaan lees, is mense wat hierdie Jesus aanvaar. En wat vir my so mooi is ook, die verhaal van Jesus soos Johannes dit beskryf, die pragtige woorde, hy het gekom as woord, en het was in die begin daar gewees, net so 'n paar verse verder, in vers 11 sê hy, maar hy het na sy eie mense toe gekom, en sy mense wil nie aanvaar nie. Matteus 1 vers 8, Johannes 1 vers 11, hy het na sy eie dom toe gekom, tog het sy eie mense nie aanvaar nie. Presies wat ek julle net gesê het, van Filippus en Nathanael wat met mekaar daar gepraat het, en sê, maar kan daar iets goeds uit Nasaret kom? As 'n Nasareer sou hy nie aanvaar word. En dis die groot probleem gewees van baie mense in sy tyd. Hy was uit 'n agterlike gebied gewees. En daarmee wil Matteus eintlik in sy verhaal lees sê, vergeet dit. Hierdie Jesus is nie daar vir die Joodse raad. Hy is daar vir hulle, maar hy is nie daar om hulle posisie in te vat nie. Hy is nie daar om 'n koningse posisie in te vat nie. Hy is daar om harte in te vat. En wanneer mense, soos Johannes dit in sy evangelie beskryf, hierdie kind aanvaar, kry hulle die wonderlike voorreg om kinders van God genoem te word. Hierdie keer sal dit nie 'n fiasko wees soos die Moses verhaal, waar die volk later weer, toe hulle in die beloofde land kom, droog maak in die beloofde land nie. Hierdie Jesus vat mense na
'n ander beloofde wêreld. 'n wêreld by God. En die hele verhaal van Kersfees staan eintlik in die skaduwee as mens hierdie gedeelte na die Kersverhaal lees. Hoe donker moes dit nie gewees het nie. En Johannes in sy evangelie probeer dit baie mooi ook verduidelik dat hierdie Jesus het gekom om te sterf. Matteus stel dit langer uit. Matteus probeer vir ons eers die verhaal vertel, sommer vroeg al, julle moet verwag, hier kom 'n groter storie. Hierdie is net die begin. En nou sien ons hierso, probeer hy vir ons sê, hierdie Jesus, as hy ons na die beloofde land toe vat, is dit om vir ons te midde van die swaar kry, te midde van hierdie wêreld waar ons onvrede het, steeds te ervaar dat God se beskerming by ons is. As ons weer na die prentjie kan kyk, net so in die groot prentjie, wat vir my so mooi is, hoekom ek hierdie skildery vir julle voorhou, dit is seker vir my een van die mooiste skilderye wat in een prentjie, hulle sê ons 'n prentjie kan 1000 woorde skep. In daai prentjie sien mens presies wat Matteus, want hy het dit geskets op grond van Matteus se verhaal. En dis wat Matteus in sy evangelie probeer sê. Daar's 'n boosheid wat probeer om ons lewens omver te werk. Probeer ons geestelik doodmaak. Die boosheid wat oor ons kyk, soos Jesus in sy moeder se arms daar rustigheid vind en veilig kan slaap, kan ons te midde van Satan met sy boosheid in die wêreld, en die wêreld is boos deesdae, kan ons rustig in God se hande slaap. Ons het daardie veilige sekuriteit, dat ons kan te midde van onvrede vrede ervaar. Te midde van swaarkry kan ons steeds hoop hê. En die Jesuskind het dit vir ons gebring, in sy hele leefwyse. En wat so pragtig is van die verhaal is dat ons is maar soos daai liedjie wat ons net nou gesing het ook, 373, ons is maar vouwbare liggies. Maar Here, U is die lig wat nie uitgedoe word nie. En in die donkerte sien julle teen die kontras tussen die klein liggie by Josef se voete wat besig om dood te gaan, die vuurtjie is besig om dood te gaan, sien jy die helder lig om die Jesus gesig. Wat wys dit kan nie uitgedoe word. Boosheid kan dit nie doen nie. Johannes sê dit in sy evangelie. Hy het gekom om duisternis weg te vat, die duisternis kom dit nie eers uitdoof nie. So Matteus beskryf dit op 'n ander manier, maar Matteus probeer reeds in die begin vir ons sê dat God is in beheer te midde van boosheid. Te midde van wat ons vandag beleef, moet ons verstaan waaroor die Kersverhaal gaan. Die Kersverhaal gaan oor dat God wat graag ons wat nou ons harte vir Jesus gee het as koning, hy wil ons na die beloofde land lei, maar op pad soontoe. Het julle al gehoor van die uitspraak wat sê die einde is nie die belangrikste nie, die reis op pad soontoe is die belangrikste. Die reis op pad soontoe is waar ons heel gemaak word. Dag vir dag verander word na die beeld van Jesus Christus. Dis die Heilige Gees wat aan ons werk. So Kersboodskap wil einde van ons sê, op pad daarna toe, na die ewige lewe toe, is God besig om ons te beskerm teen die boosheid wat oor ons skouers loer die hele tyd, probleme en die krisisse wat ons het, ons kan daai vrede wat ons met God het ervaar. En wanneer ons uiteindelik by die beloofde land aankom, hoor ons ook die wonderlike voorreg om te sê, kom in my kind, kom deel in my vreugde. So mag ons nou, met Kersfees nog vars in ons geheue, in die nuwe jaar op pad, ons bekommernisse oor die jaar, ek weet nie wat in julle gemeente die bekommernis nie, ek weet wat in my gemeente my bekommernis is, mense wat weet gaan die werk, kinders wat nou klaar geswat het, wat gaan ons maak, ons almal het daai nuwejaarsvrese. Wees net verseker, jy is in veilige hande, God is daar, God vou jou toe, en God wil graag vir jou, in die tyd ook die versekering gee, jy vind hoop in my kind, wat die vrede tussen jou en my herstel het. Mag ons dan, die tydperk wat ons nou ingaan in die nuwe jaar, dieselfde vreugde ervaar, dieselfde vrede ervaar, dieselfde rustigheid ervaar. My Here het my verlos. Ek is veilig in die hande van my God. Amen. Geliefde broer en suster, nou dat ons uit die prediking opnuut ook verseker van God se genade opgeroep word tot 'n dankbare lewe, so leer die kerk ons deur die eeue ook, dat as 'n mens dankbaar is, moet jy ook jou geloof bely. Soos die kerke oor die eeue, kom ons sit net so, dan bely ons geloof in die drie-enige God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, sit aan die regterhand van God,
die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Ons het nou ons geloof bely in die drie-enige God. Kom ons gaan nou ook ons lewens toets en hoe 'n dankbare lewe lei. Ons doen dit met die hand van Matteus 22, vers 35 tot 40. En een van hulle wetsgeleerde het hom, dis nou vir Jesus, met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy vir hom, wat is die grootste gebod? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ek wil hê ons moet nou opstaan en as 'n slotgebed die woorde van Vonk 148 sing. Dit is ook maar 'n gebed wat aan die einde sê, Here, ek bid dat U ook by my sal kom bly. So kom ons gee ons harte weer eens as 'n troon vir ons Here Jesus. Kom ons staan op en sing ons 148 as 'n slotgebed. Geliefde broer en suster van ons Here Jesus, ontvang nou sy seën en dan gaan julle ook in vrede. Mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak en hy geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar dat julle onberispelik sal wees as ons Jesus Christus weer kom. Amen.